Adjunkt-president Paul Mashatile sê die regering moet die onteiening van grond en eiendom vir die openbare belang versnel en Rusland het aangebied om met die FSA te praat oor beweringe dat Moskou geheime ondergrondse kernontploffings uitgevoer het. Goeiedag, baie welkom by Afrikaanse nuusbulletin op Pretoria FM op die 12de November 2025. Ek is Dian van der Berg. Adjunkt-president Paul Mashatile sê die regering moet die onteiening van grond en eiendom vir die openbare belang versnel. Hy glo dit kan gedoen word deur die wet op grondonteiening sonder om die grondwet te wysig om onteiening sonder vergoeding uitdruklik toe te laat. Mashatile het in die nasionale vergadering op vrae van die MK-party en die EFF geantwoord wat wou weet of die regering van nasionale eenheid beplan om wetgewing in te stel om die grondwet te wysig na die EFF se vorige mislukte poging. Die MK-party het hom daarvan beskuldig dat die ANC sy kongresbesluit oor onteiening sonder vergoeding versaak het, maar Mashatile sê die regering bly daartoe verbind om grond beskikbaar te stel veral vir landboudoeleindes. Hy het beklemtoon dat onteiening sonder vergoeding reeds plaasvind waar dit in die openbare belang is, maar dat die proses vinniger moet geskied. Die omstrede sakeman Stewart James Charnik het klagtes teen onder meer die hoof van misdaadintelligensie, luitenant-generaal Dumisani Khumalo, by die Pretoria Sentraal Polisiekantoor gelê. Dit volg nadat Khumalo onlangs voor die Madlanga Kommissie van Ondersoek getuig het, waar hy Charnik as 'n reeks motorkaper bestempel het en hom met misdaadsyndikaate verbind het. Khumalo het aan die kommissie gesê dat Charnik 'n misdadige geskiedenis het en as Sibiya se persoonlike lijfwag opgetree het. Charnik hou egter vol dat Khumalo se beweringe vals is en sy reputasie skade berokken. Nog 'n wêreldleier het uit die G20 leiersberaad wat oor die naweek van 22 en 23 November in Suid-Afrika aangebied word, onttrek. Argentinië se president Javier Milei het die stap gedoen as 'n gebaar om te wys dat Argentinië se beleid met die van die FSA strook. Milei het aangedui dat hy eerder sy minister van buitelandse sake, Pablo Cuerno, vir die beraad sal stuur. Die Amerikaanse president Donald Trump het vroeër aangekondig dat geen van sy staatsamptenare die beraad sal bywoon nie. Suid-Afrika sal die G20 presidentskap op die leiersberaad aan die FSA oorhandig, wat aanstaande jaar die president daarvan sal wees. En Rusland het aangebied om met die FSA te praat oor beweringe dat Moskou geheime ondergrondse kernontploffings uitgevoer het. Die aanbod kom te midde van verhoogde spanning tussen die twee lande. FSA-president Donald Trump het vroeër beweer dat Rusland en China in die geheim kernwapens getoets het, 'n bewering wat albei lande ontken. Rusland sê sy kernwapentoetse was nie ontploffings nie, maar eerder wettige stelseltoetse sonder kernreaksies. Die Kremlin ontken intussen ook dat sy minister van buitelandse sake, Sergei Lavrov, en president Vladimir Putin onmin gehad het nadat 'n beplande topberaad glo gekanselleer is. Lavrov sê Rusland is steeds oop vir toekomstige gesprekke met die FSA. Dit bring ons aan die einde van vandag se Afrikaanse nuusbulletin op Pretoria FM. Ons maak môre weer so.